Kind van God, ek wil jou vandag bemoedig, jy is goed genoeg, jy is baie meer as goed genoeg, en ons gaan nou 'n tyd binne, waarin ons regtig aanbidders nodig het, mense wat God met 'n passie dien, en ons gaan vandag bietjie gesels oor die vrou by die put, en ek wil jou graag aflos met die volgende vraag, wat is die putsituasies in jou lewe? Kom ons kyk. As ek William Paul, dis weer eens lekker met ons tweede podcast wat ons met almal lekker kan gesels en ons deel met jou en dit is vir ons lekker om vandag oor wat Sanay vir ons nou gesê het in hierdie inleiding dat jy is goed genoeg. Die Here is vir jou lief en jy is kosbaar. Wat 'n voorbeeld kan ons uit die woord uitvat van 'n spesifieke vrou dalk, iemand, 'n mens, 'n toneel, iets wat gebeur het in die tyd met Jesus? Van iemand wat ook gevoel het, ek is nie goed genoeg nie, ek wil nie tussen mense kom nie, ek wil niks van mense weet nie. Het jy al so gevoel? William Paul, wat sê jy? Ja, dit laat my dadelik dink aan die storie van die Samaritaanse vrou, wat niks met mense uit te waai wou gehad het nie, en dis hoekom sy ook in die 12de of 6de uur van die dag uitgegaan het, in die son om te gaan water skep, want sy was moeg vir mense. Dis absoluut die waarheid. Ek dink Johannes 4, dis een van die beste voorbeelde wat ons kan hê, presies wat William Paul nou sê. En ek dink maar net aan hierdie vrou. Ek en William Paul is nou soos twee disippels. Ons stap nou saam met Jesus en ons loop hierdie pad saam en ons kyk 'n bietjie wat gebeur op hierdie roete om jou moed te gee vandag, perspektief te gee, want dis die waarheid. Ons stap saam met die disippels, ons hoor hoe praat hulle, brom hulle is moeg. Die son skyn, dis warm, en dan kom hulle by hierdie put uit, hierdie spesifieke put, wat hierdie vrou gesê het, Jakob se put. Nou, ons noem dit ook sommer nou Jakob se put, en Jesus sê vir die disippels, hy sê vir ons almal, luister, gaan julle net almal, en gaan koop vir ons kos. Nou, dis lekker as jy hoor in terme kos, in ons terme, ons tyd, en die jong mense sal, as jy nou praat van kos, en jy is honger, dink jy in Kentucky, McDonald's, jy dink aan al die lekker kossoorte, nee. En in Jesus se tyd, nou moet jy onthou, was daar nie verkoelingsstelsels nie. So die kos wat hulle moes gaan haal, was nie lekker chips en wat gebak is so pas nie. Dit is brood wat dalk 'n bietjie ouerig is, want dit is middag al. Dis die 6de uur, onthou. So jy kry dit goedkoper op die strate, op die markpleine van die 6de uur af. Want die brood is nie meer so vas soos volgende nie. Die kaas is nou 'n klein bietjie harder. Die melk wat jy koop is gewoonlik dik melk. En dan kry jy gedroogde vye en hulle het items gehad soos 'n appel ook. Ek het dit gelees, soos appel en neute. So waarvan gaan die Messias hou? En hulle praat onder mekaar en Judas dra die bees en ons kry die kos en dit is nie in 'n netjiese sak soos wat ons vandag inkopiesak het nie. Onthou nou, hulle het dit dalk in 'n draasak wat van vel gemaak is, ingepak oor die skouer, kom ons gaan eet saam met die Messias. En hier kom hulle by Jesus uit. Toe hulle by Jesus uitkom, het intussen die volgende gebeur. Onthou jy, kom hierdie vrou die 6de uur, en sy gaan na die verste put toe, net soos wat jy nou gesê het, want sy wil met niemand praat nie. Sy's dik vir mans veral, want hierdie vrou het al 5 mans gehad, so sy trust nie 'n man nie, en wat kry sy by hierdie put? 'n man, nog erger, 'n Joodse man, want jy gesê het die Samaritane, ja, die Samaritane, hulle en die Jode het glad nie gemeng nie, en die Jode wou nie naby die Samaritane kom nie, want hulle het geglo hulle is onrein, en nou van alle dinge nog, 'n man wat by 'n Samaritaanse vrou aankom, of die vrou wat by Jesus aankom, was vir hulle net nog op ekstreem, en dit het nie so gehoor het in daai tyd nie. En dit is glad nie, dis nie wat hierdie vrou wil sien nie. Nee. Maar, nou Jesus het geweet, die tyd was reg vir haar, want hy het die disippels weggestuur, en as ons baie mooi verder lees, al was Jesus honger, was hy moeg, die Messias, toe daai lekker kos kom, weet daai kos wat ons net nou bespreek het, sê Jesus vir hulle, manne, ek is nie meer honger nie, julle weet nie van die voedsel wat ek het nie, en dit is wat ek en jy leer ken deur die vastydperk, maar ok, daar gelaat, wat belangrik is, hierdie manne kom stap aan, hierdie vrou, hierdie gesprek intussen, van hierdie Jood met wie ek nie wil praat nie, hierdie man wat ek nie meer wil praat nie, en nou bly praat hy met haar, en Jesus noem vir haar, wat sy weet, die waarheid is, en sy vra, as jy dan 'n profeet, en hy sê vir haar, nee, ek is die Messias,
Ek is Jesus. Dis in kort in terme wat gebeur het. En dit het gemaak dat hierdie vrou, kind van God, haar lewe in een oomblik omdraai. 'n Vrou wat almal afskryf, 'n vrou wat 5 mans gehad het, 'n vrou wat dalk in die sweet, in die hitte van die dag gekom het Jesus voor tyd. En Jesus het haar lief. Vader God het geweet, daai put moes Jakob 'n paar 100 jaar terug gegrawe het. Nie net vir water vir homself nie, vir ontmoeting, vir die Messias met 'n vrou, sodat 'n hele stad Samaria gered kon word. Sy het in die stad ingehardloop, kind van God, en sy het haar wêreldse kruike met water net daar gelos, en hierdie geestelike water mee gehardloop in die vuur van die Heilige Gees. En dit is wat jou vandag moet gee. Wat sal jy vir mense sê vandag? Ja, ek wil net sê dat die wêreld het baie waterputte om by te gaan drink, en dit is nie die lewende water wat jou siel verkoop nie. En ek dink baie mense besef nie, hulle skep net soos daai vrou by dieselfde waterputte en hulle bly sukkel en dit bly leeg. Maar as jy by die lewende water skep by Jesus Christus, hy maak vir altyd vol. Dis die waarheid. En weet jy wat is so fantasties van dit? Is dat jy vandag van daai water kan neem. En net soos daai vrou behoefte gehad het om te bid, en jy sê soos daai vrou, ons kan nie in die tempel gaan bid nie, want dit is nie goed genoeg nie. Ons kan nie bo op die berg gaan bid nie. Ek is nie 'n gesalfde soos Elia, soos Moses byvoorbeeld nie. Sê die Here, maar jy's goed genoeg, jy kan net hier bid. Daar waar jy nou sit, kan jy bid. En ons gaan nou sommer saam met jou bid. Prys die Here. Maar weer eens, hou op negatiewe goed fokus. Hou fokus op die probleme in die lewe. William Paul, dit laat my weer dink aan die wit muur. Daai verhaal van die wit muur, waar die swart kolletjie in is, en al wat baie mense doen is kyk na daai swart kolletjie. Ek sê goed genoeg nie. Dit swart in my. Hierdie probleme in my. Hierdie moeilikheid in die lewe. Hierdie situasie. En daai swart kolletjie raak vir jou groter en groter en groter. Maar die realiteit is, hy's so klein, en daai hele muur is eintlik wit. Fokus op die mooi, fokus op die wit muur, want die wit muur oorweldig daai klein swart kolletjie in jou lewe. Ek wil 'n getuienis gou vir jou vertel, 'n kort getuienis van jou liefde vir God moet so groot wees, nê, dat jy die woord gaan vat, gaan lees Johannes 4, delf daai en kry vandag lewende water vir jou, maar moenie opgee in die lewe nie. Moenie toegee nie en hou op lelike dinge te fokus, want dit raak jou gedagtegang, dit raak 'n gewoonte om negatiewe goed te dink, en dit gaan lê in jou hart. Ek en William Paul praat daaroor, jare terug, 25 jaar terug, was ek ook 'n jong pastoor gewees, en ek was onder hierdie pastoor wat absoluut 'n voorbeeld vir my was, en hy was 'n goddelike voorbeeld, pastoor Jolie van Eden, in daardie jare, William Paul, en hy was so lief vir die woord gewees. Nou, hy het nie nodig gehad om bo op die berg te gaan bid, of in die tempel sy Bybel te gaan lees nie. Hy gaan met verlof, gaan met vakansie, en daar ontmoet, of stap pastoor Tommy Thompson en sy vrou Darrell ook, gaan loop hulle, julle ken hulle miskien nie, maar ek noem die name, sien dit so in die geestesoog, in Belito op die strand, niemand weet pastoor Jolie is ook daar nie, en terwyl hulle so loop, sien hy hierdie sambreel, en hy kyk so by hierdie sambreel in, en hier sit pastoor Jolie, met sy pak, sy das aan, sy skoene mooi netjies, en sy Bybel, sy liefde vir God, hy het sy water oral heen saamgeneem, en dit is my kosbaar, dat hy so lief is vir sy woord, wees lief vir jou woord, laat die braaivleisvuur getuig van die Here, waar mense negatief is, getuig van die Here, waar mense moed opgee, gee getuienis van die grootheid van God, kind van God, dit is wat 'n impak het in die lewe, diergeskenke, geld, al die ander goed, is tydelike geluk, en dan is jy maar weer waar jy was, maar Jesus, daai lewende water, is permanente vreugde, permanente geluk, en jy weet jy joy in die Here. William Paul, wat sê jy vir die mense vandag? Ek wil net een ding sê, en dis presies wat pastoor gesê het, gaan net voluit vir die Here, en gaan soek hom in alles wat jy doen, en dan sal hy jou pad vir jou gelyk maak, wanneer jy hom ken in alles wat jy doen. Amen, amen. Ek is baie seker as ek vir Janey vra, het jy ook nou die dag onder 'n sambreel
op 'n handdoek gelê met jou Bybel. Ja, dit is so pastoor. Prys die Here, ook jou liefde vir God. Ja, ek het besluit ons gaan strand toe gaan en dit was eintlik pastoor het eendag gesê mens moet nie ander boeke lees nie, lees net die Bybel en toe voel ek wil iets doen op die strand, maar ek gaan nie 'n boek lees nie, ek gaan die Bybel saamvat. Amen. Ja, so Amen. En die Here het my ontmoet daai dag. Ek is sommer baie trots op jou en dis goddelik. Kom ek het bid 'n aanvullende gebed. Ek bid en jy bid, ek bid en jy bid, ek bid en jy bid. Bid is nou vir daardie persoon wat kyk vandag vir 'n draai gety en dat hulle nie meer in die swart kolletjie vaskyk nie, maar in Jesus, die wit muur, die lewe, die lig. Ons bid nou vir jou. En ek gaan my oë oop hou saam met William Paul en dan steek ons hande uit. Vader, hierdie persoon het nou saam die hand uitsteek daar, wat aan hierdie podcast kyk, dit gaan nie oor ons nie, gaan nie oor getalle nie, gaan nie oor aanhangers nie, dit gaan oor siele. Amen. Waar jy, Jesus nou, by jou put, soos hy gevra het, hoe lyk jou put, in jou huis, nou ontmoet, draai die gety vir jou, raak die lewende ware God jou in jou lewe aan, in die salwing teenwoordigheid van ons God, vat jy nuwe moed, nuwe krag, wie gesondheid nodig het, ontvang gesondheid, wie vrede nodig het, ontvang vrede, jy staan vandag op, in die krag tot die tyd van God, en jy leef in die wil van die Here, want jy is die geseënde van die Here, jy is goed genoeg, jy is kosbaar, en die Here is lief vir jou. Here, en ek wil ook kom bid, elke een wat kyk, dat hulle sal proe dat U goed is, Here. Amen. Nie net 'n storie in 'n boek nie, maar Amen. dat hulle die lewendige, ware God sal ontmoet, Here. Amen. Deur hierdie boodskap, deur die woord, deur die Bybel, Prys U naam. wanneer hulle bid, Here, bid ek dat hulle Ja. U sal ervaar, en nie net 'n gedagte in die Here, maar tasbaar sal beleef in Halleluja. hulle lewens, Here. En ons Halleluja. dankie dat U die lewende water vir ons elkeen is, Dankie, Here. En ek bid dat mense 'n dors en 'n honger sal hê na die waarheid en na Ja. geregtigheid, Here. Dankie, Here. In Jesus naam. Dankie, Jesus. Vader, daarvoor dank ek U, Here, en ek dank U, dat ek saam met 'n William Paul kan werk wat lief is vir U. Ek dank U vir die guns en die seën. Ek dank U vir die salwing en die diep teenwoordigheid. Ek dank U vir die plan wat U ook vir ons lewe het om siele. Mag ons U in siele nie teleurstel nie. Mag ons doen wat U behaag, o God. Here, waar ons hande uitsteek, weet ek, Here, raak U die siele aan. Gaan mense nie na die tyd sê, kyk na William Paul of na Pastoor Sion nie, maar sal sê, Jesus. Amen. Fokus op Jesus, nie net die redding nie, maar ook die geneesheer, maar ook die verlosser. Ontvang die Heilige Gees, wees gehoorsaam in die Here jou God, en vertrou net op Jesus alleen. Shalom, shalom. Ja, amen. Amen. Wees geseënd in Jesus naam. Prys die Here. En dit was nog 'n episode van ons 1 minuut vir Jesus podcast. Baie dankie dat jy tyd uitgekoop het om in te skakel. Gaan besoek gerus ons webtuiste of laai ons app af, nou beskikbaar op beide Android en Apple platforms. Of gaan like ons Facebook en Instagram blad en subscribe dan ook sommer. Kind van God, baie dankie vir jou tyd en dit wat jy opoffer vir ons Abba Vader. Mag hy jou vandag kom ontmoet by jou put en mag hy jou bless met lewende water. Wees geseënd vandag, kind van God.